Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier in die erediens is. Net van die kerkraad se kant af die volgende afkondigings. Ons het vandag Bybelstudie in Jakobsbaai. Dinsdag die 30ste is daar kerkraadsvergadering. Ons het die 7de Oktober 'n gemeenteaksiekommissie vergadering. Die 11de Oktober is daar 'n ontbyt vir die 60-plussers in Langebaan se Country Club. Die uitnodigings is ook so aan almal gestuur en aan die 18de Oktober is ons kuier en Kersmark. In die toekomstige weke sal julle ook meer hoor daarvan. Na die erediens is daar ook dan by katekisasie vir die laerskoolkinders en net na die erediens gaan ons weer preekbespreking hê voor die afkondigings. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy skape, sy kudde, deur sy hand versorg. Liefde gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Ons staan dan, sing ons saam Psalm 34, 'n loflied tot eer van die Here. Eintlik 'n belydenis. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. En besonder ook so vers 5 en vers 6, die uitnodiging van die psalmdigter, o heilige volk van God, geheilig om sy volk te wees. Jy hoef geen honger ooit te vrees, God waak oor julle lot. Kom ons staan, dan sing ons saam, Psalm 34, vers 1, vers 5 en vers 6. Ons bely saam ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons sê dit in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Op die derde dag
opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister saam na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam skrifbereiming 9:3, bereiming van Romeine 13. Liefde is ons
Kom ons bid saam. Trou Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre as u kinders, as u volk mag vergader, en dat ons dit mag doen met die wete dat u ook vanmôre hier teenwoordig is. En so leer u ook u kerk om hierdie besef in hulle harte te koester, dat wanneer hulle saamkom onder die geklank van die woord, dan is dit nie net 'n mens wat met hulle praat nie, maar dat u self hier vanmôre met u volk wil praat. Here, maar dat u ook self hier teenwoordig is. Dat u in ons woon deur u Gees en dat u ons die tempels maak. 'n Tempel, 'n woning waarin u tuis te maak. Here, en dankie aan die voorreg dat ons dit mag sê, dat ons dit mag weet en bely. Dit is 'n voorreg wat ons alleenlik het, omdat u seun vir ons gestuur het om vir ons sondes te sterf, omdat u ons rein en heilig gewas het deur die bloed van die lam. Daarom het ons hierdie voorreg. Dankie, Here. Dankie vir al die genade. Dankie dat u ons seën met al die seëninge in die hemele in Christus, en dat u ons uitverkies as u kinders. Dat u ons ook uitverkies vir 'n doel, dat u ons verlos tot iets. Help ons om vanmôre ook te sien en te luister en te hoor in die woord, waartoe u ons verlos. Dat u ons herskep in ons binneste, die gebroke beeld weer herstel, en ons laat lewe as heilige volk, as heilige kinders, 'n priestervolk wat u moet dien, en ook so u heiligheid die wêreld indra. En ons wil vanmôre ook bid vir volk, die kinders wat nie so is nie, maar weens wat se rede ook al. Ons hierdie week ook die aanslagte van die duiwel en die Satan en die bose beleef het, wat soveel mense met valse verrigtinge van die wederkoms mislei het. En ons bid vir gelowiges wat seer gekry het. Ons bid vir die wat mislei is. Ons bid ook so in besonder, Here, vir die wat nie vanmôre hier is nie, weens harde harte, ja, dat hulle 'n weerstand bied. Ons bid dat u hulle harte ook sag sal maak, en dat u deur u volk, u kinders sal werk om hulle ook weer so nader te trek. Ons bid dat u weer vir ons geleenthede sal gee, in ons ontmoeting met mense, elke oomblik wat ons kry, hulle weer so terug te roep tot u gemeenskap, die gemeenskap van die heiliges. Ons bid ook, Here, vir die wat nie is nie, weens siekte, weens swaar kry, weens ouderdom, weens wat sy rede ook al, dat ons ook die liefde sal uitstraal na hulle toe. Ook hulle weer nader sal trek om by die byeenkomste saam te kom. Bid, Here, dat u sal wees besonder met al ons geliefdes wat swaar kry. Ons dink ook in ons gebede vanmôre baie besonder aan oom Jan, dat u met hom sal wees, dat u ons styf vas sal hou, ook vir Tannie Annelies wat hom bystaan, met hom op u tyd weer die uitkoms sal gee. Ons vra, Here, dat u sal wees met gelowiges reg oor die wêreld wat vervolg word, wat swaar kry en wat nie die voorreg het om so saam te kom onder die geklank van die woord nie. Ons bid, Here, dat ons by hulle sal leer wat volharding is. Gewe so ook al ons sonde, was ons skoon en vat ons aandag vanmôre weg van dit wat ons aandag aftrek, weg van ons medemens af, maak stil die sonde in ons harte, sodat ons op u woord kan fokus, sodat ons ons oë stip op u kan hou. Spreek weer tot ons hart en tot ons gees vanmôre deur die woord. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons staan, dan sing ons saam van Psalm 19, Psalm wat sing oor die Here se openbaring, in die eerste plek die openbaring van die Here in die natuur, en in die tweede plek die openbaring van die Here in sy woord en in sy wet. Dan bely ons ook saam, die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Moet staan, dan sing ons saam Psalm 19 vers 4, en daarna lees ons saam met die woord van die Here. Liefdes, ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte is die verbondsluiting by Sinaï met die volk Israel na die Exodus uit Egipte. Ons lees saam Exodus 19 vers 1 tot 6 en daarna die einde van daardie gedeelte, Exodus 24 vers 1 tot 8. Dan besonder ons prediking vanmôre as deel van ons reeks oor hoe om die Bybel te lees en te verstaan, lees ons uit Levitikus 19. Ons lees daar 'n paar verskillende verse. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinaï woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn reg oor die berg. Moses het in die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra na my toe gebring het. As julle my gebooie gehoorsaam, en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n Koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Daarna volg die Here se verskyning op die berg en dan wat nie vir die Jode ook bekend staan as die boek van die verbond. Exodus 20 tot 24, eintlik 23. En dan lees ons verder van die geskiedenis. Exodus 24 se eerste 8 verse. Die Here het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy, Aaron, Nadab en Abihu, en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen nader kom na my toe. Die ander moet nie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf,
Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers, maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou, die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees. Hulle het gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. En dan lees ons saam uit 'n gedeelte van die wet van die Here, uit Levitikus hoofstuk 19. Ek lees vir ons die eerste 18 verse, en dan slaan ons 'n gedeelte oor en dan lees ons weer die laaste verse saam. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie. Julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat julle vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die derde dag moet verbrand word. Die daarvan op die derde dag eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. Die daarvan eet is skuldig, want hy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal aan sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakker afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam, en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit, of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenote nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons slaan ons 'n gedeelte oor. Ek lees weer vir ons vanaf vers 23. Wanneer julle in die land vestig en allerhande soort vrugtebome plant, mag julle 3 jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie. Die 4de jaar moet al die vrugte as 'n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word. Van die 5de jaar af mag julle die vrugte gebruik. Julle sal dan goeie opbrengs hê. Ek is die Here julle God. Julle mag nie aan die heidense offermaaltye deelneem nie. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie. Julle mag nie heidense rou gebruik en navolg deur die hare voor julle oë, die wangbaarde te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here. Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar 'n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en afskuwelike sondes in die land. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here julle God. Met eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.
Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here. Ons fokusverse dan vers 1 en vers 2. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Geliefdes in ons Here, op Erfenisdag hierdie jaar het dit maar net weer eens duidelik geword, dat ons in 'n baie diverse land bly, met baie verskillende kulture. Het het ook baie duidelik geword, dat daar diep verlange is, nog altyd was eintlik by mense, om dit, die kultuur waaraan hulle behoort, die mense waaraan hulle behoort, dit wat vir hulle belangrik is, uiting te gee daartoe. Ons het gesien, elke kultuur 'n besondere manier het, deur kleredrag en deur optrede, om half uit te druk waarvoor hulle staan. Hierdie verlange van die mens, is iets wat nog altyd daar was. Ook so in die tyd van Egipte. Dink byvoorbeeld aan Egipte. In die tyd van Moses was dit een van die sterkste koninkryke in die hele wêreld. Maar as 'n Egiptenaar homself in 'n ander land gevind het, sou almal hom dadelik uitgeken het. Almal sou dadelik kon sien in die manier hoe hy praat, die klere wat hy dra, die manier hoe hy loop en dink, die dinge wat hy sê, hulle sou dadelik agterkom dat dit 'n Egiptenaar is. Alles het gewys dat hy afkomstig is van die Nyl en dat hy deel het aan hierdie koninkryk van die Farao. En vir Israel was dit eintlik 'n dringende kwessie. Hulle wat eers slawe in Egipte was, het nie die geleentheid gehad om 'n identiteit te ontwikkel nie. Hulle was nie toegelaat om hulle eie beeld te hê nie. Daarom het hulle maar eintlik begin lyk soos die volke rondom hulle. Dit was 'n algemene tendens in daardie tyd. Om 'n baie eenvoudige voorbeeld te maak. In daai tyd het dit so gewerk dat as daar twee konings was, die een sê jy moet blou dra en die ander een sê jy moet rooi dra. As jy op die grens tussen die twee konings bly, dan sou jy 'n paar dae blou dra en 'n paar dae rooi dra. So is jy in die goeie boekies van albei konings en albei koninkryke. En dieselfde het hulle toegepas in terme van godsdienste. As jy jouself bevind in 'n godsdiens van 'n ander, 'n vreemde godsdiens, dan jy tog die gebruike van daardie gode gehou, om vir die mense te wys, maar jy wil ook die guns van daardie God, of die guns van die mense wat hom aanbid het. Israel sit dus nou met hierdie twee probleme, terwyl hulle verlos is uit Egipte. Aan die een hand het hulle 'n identiteitskrisis. Wie is hulle? Waarvoor staan hulle? Wat is hulle geloof en hulle uitdrukking tot hulle kultuur? Maar aan die ander hand staan hulle in die gevaar om te lyk soos die volke rondom hulle, wat afgode aanbid. Hulle vra dan, wie is ons? Wat moet ons doen en hoe moet ons lyk? En God se antwoord aan hulle, julle moet heeltemal anders wees. En vir die doel daarvan gee hy dan hierdie wette soos Levitikus, wat juis fokus om Israel te roep tot andersheid, om anders te lyk, anders te wees. Maar soos die wette in die Ou Testament reg wil verstaan, moet ons eintlik teruggaan na die oorspronklike bedoeling van die wetgewer in die begin. Genesis 1 vertel van ons, van die Here wat die mens geskep het, maar ook in besonder die doel waarvoor die Here die mens geskep het. Hy sê dat hy die mens na sy beeld skep. Dit wys nie na die uiterlike en die fisiese nie, maar dat ons die karakter van die Here se wese moet weerspieël, moet uitdra as sy beelddraers. Hy sê tweedens dat die doel van die mens is as 'n verteenwoordiger. Verteenwoordiger staan in of praat namens of doen namens iemand iets. En so moes die mens namens God die aarde bewoon, bewerk en bewaar. As dis 'n wat en 'n hoe in die oorspronklike bedoeling van die mens. Wat is die mens se doel?
namens sy Skepper die wêreld te regeer en te onderhou. En hoe moet hy dit doen? As sy beeld, as 'n beelddraer van die Here die Almagtige, met die eienskappe wat hy as beeld ook ontvang het. Boonop sê Genesis 1 vers 31 dat die Here alles baie goed geskaap het. Met ander woorde, die mens was ten volle in staat om die doel waarvoor hy gemaak is, uit te leef. En die hoogtepunt van alles, is die Here het nie net die mens die opdrag gegee om alleen gelos nie, maar hy het saam met hom in die tuin, hy het saam met hom sy teenwoordigheid bekend gemaak, saam met hulle gewandel. 2 hoofstukke later, word hierdie pragtige beeld van die mens totaal en al deur die sondeval vernietig. Die mens is nou 'n sondige skepsel. En in sy genade gooi die Here hulle dan uit die paradys, uit die tuin van Eden uit sy teenwoordigheid uit. En die rede hoekom die Here dit doen, word in die res van die geskiedenis vir ons dan baie duidelik. God is heilig en die mens is sondig. En wanneer ons sê dat God heilig is, beteken dit hoofsaaklik 3 dinge. Dit beteken dat hy heeltemal afgesonder is. Hy is nie soos hierdie skepping nie. Ons kan hom nie vergelyk met enigiets in hierdie skepping nie. Hy is nie soos 'n skepsel of 'n mens of enige afgod nie. Hy is ook volkome anders. Hy is ver bo ons taal en ons begrip en ons verstand. Ons kan hom nie vasvang in ons gedagtes nie. En ten derde beteken dit dat hy moreel suiwer is. Daar is geen sonde, geen boosheid, geen skadu of donkerheid in die Here nie. Hy is die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. En dan funksioneer die heiligheid van die Here soos 'n brandende son, soos die grootste vuur wat brand. Dit is onmoontlik om na die bron te kyk sonder dat jou oë skroei. Dit is onmoontlik om in teenwoordigheid daarvan te kom sonder dat jy verteer word. En daarom was dit onmoontlik vir die mens om te bestaan voor die heilige God. En die Here skop hom uit die paradys uit. Selfs al het die mens geval, kom die Here in sy genade nog steeds na hom toe en herstel wat gebreek is. En die res van Genesis is dan die geskiedenis vir hoe God hierdie gebroke beeld herstel deur die verbond. En ons praat van die verbond, is dit belangrik om te sien wat Israel verstaan het onder die woorde verbond. Verbond is 'n tipe ooreenkoms of 'n kontrak wat die Here wat tussen 2 konings gesluit sou geword het. Maar dit is hoofsaaklik 'n eensydige kontrak. 'n Groot koning sou na hierdie kleiner koninktetjie toe gekom het om allerhande voordele beloof, beskerming, land, hulp en sekuriteit. En in ruil daarvoor is hierdie kleiner koning verantwoordelik om te hou, om lojaal te wees aan die groot koning. Hy moet hou by die gebooie, hy moet hou by die stipulasies wat uitgedra is in die verbond. En die Here gebruik dan hierdie raamwerk wanneer hy 'n verbond met sy volk in die Ou Testament sluit. Hy is die ewige, die almagtige en die heilige koning en hy kom na die mens toe en sluit 'n eensydige ooreenkoms met hom. Hy beloof dat hy hulle God is en dat hulle sy volk moet wees. En nou ontstaan die vraag, hoe is dit moontlik dat die Here in sy brandende heiligheid met 'n mens in 'n verhouding kan staan? En die antwoord wat ons keer na keer kry, is genade en bloedstorting. Nou telkens wanneer die Here 'n verbond met 'n mens gesluit het, dan sien ons albei hierdie gedeeltes. Die heiligheid van die Here word uitgebeeld, maar daar's ook altyd genade en bloedstorting. Ek dink aan Dominee Braam se preek 'n ruk gelede uit Genesis 15, toe die Here 'n verbond met Abraham gesluit het. Abraham sny die diere in die helfte, daar is dus bloedstorting. En daardie aand, terwyl Abraham in die slaap is, gaan die Here alleen deur. En dit is ook die simbool van sy heiligheid, 'n brandende fakkel en 'n vuuroond wat deur die oopgesnyde karkasse gaan. In Exodus lees ons hoe die Here sy volk uit Egipte verlos. En in die 10de plaag sien ons dan ook die bloedstorting van die lam. En na baie wonders bring die Here sy volk hier na Sinaï berg, daar waar die Here vroeër aan Moses verskyn het in sy brandende teenwoordigheid in die bos. En nou daal die Here weer in 'n vuur neer op die berg. Ons lees die berg slaan aan die brand en rook soos 'n vuuroond. Die Here se heiligheid beteken dat niks en niemand selfs naby die berg mag kom nie. Maar ook die Here se genade is daar teenwoordig.
Hy sê in vers 4, julle het gesien wat ek in Egipte gedoen het, hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra het en na my toe gebring het. Eksodus 24 sluit dan die verbondsluiting af, weer eens met bloedstorting. Moses stuur die jong manne om bulle bymekaar te maak, hulle te slag, en dan word die volk met die bloed besprinkel, juis om dit uit te beeld. Om alles saam te trek, die heilige koning, die Here, die Almagtige, sluit 'n verbond met mense, maar dit kan alleen gebeur as daar eers bloedstorting is. Hy beloof deur sy verbond dat ons sy eiendom is, sy kinders is. En dan sê hy ook vir Israel dat dit moet sigbaar word in hulle lewe. Eerstens gee hy dan vir hulle 'n verbond, of 'n teken van die verbond, 'n teken van hierdie bloedstorting vir elke seun, vir elkeen van die manlike geslag, dra hierdie teken van die bloedstorting aan hulle liggaam in die besnydenis. Maar ook meer as dit. Die Here sê, julle moet duidelik vir die wêreld wys dat julle my volk is. Wys dit vir die mense. Lewe gehoorsaam aan my as koning. Of, soos ons gelees het, as julle my gebooie gehoorsaam en aan my verbond hou, dan sal julle ook my eiendom wees. Geliefdes, die verbond bestaan uit 2 dele. Dit is 'n voorreg en 'n genade dat ons aan die Here behoort. Maar daar is ook 'n opdrag wat daaraan gekoppel is. En dan word die verbond later die Here se manier om die beeld weer te herstel wat gebreek het met die sondeval. Die Here het nie net Israel uit Egipte verlos nie, maar het hulle ook verlos met 'n doel om hulle heilig te maak. En ons sien dit in beide Eksodus 19 en 24. Die Here lei die volk weg van alle ander mense af. In 'n verlate woestyn bring hulle by 'n berg bymekaar. Fisies sonder hy hulle af, soos 'n seentjie wat al die blou lekkers eenkant sit, sonder die Here die volk fisies af, maar dan ook geestelik. Hy heilig hulle in Eksodus 24. Wanneer 'n persoon of 'n voorwerp aan die Here toegewy is vir die Here se diens, dan was daar altyd die gebruik om dit met bloed te besprinkel. So was dit trouens met al die tempelgereedskap gedoen. Ook met die Lewiete wat vir die Here afgesonder is in diens as priesters. In vers 7 lees ons dat Moses die boek van die verbond vir die volk voorlees. Hulle antwoord dan, ons sal alles doen wat die Here gesê het, ons sal gehoorsaam wees. En dan word die hele volk besprinkel met die bloed. Hulle word almal geheilig, afgesonder vir in diens van die Here. Israel het dan die voorreg gehad wat geen ander volk in die wêreld gehad het nie. Alle ander volke kon sê, ek behoort aan die koning van Egipte, ek behoort aan die volk of aan daai volk, maar God het alleenlik vir Israel gesê, julle behoort aan my. Julle is 'n volk wat identiteit het, julle is 'n koninkryk van priesters, julle almal is afgesonder vir my diens, my koninkryk, julle is my kosbare eiendom. En dan die hoogtepunt, weer eens, die herstel van die paradys, is dat die Here onder hulle in die tabernakel kom woon. Nou nie net op die berg nie, maar in die hartjie van die volk. En nou ontstaan daar weer eens hierdie vraag by Israel. Hoe kan dit? Hoe kan die Here in sy almagtigheid en in sy heiligheid onder ons sondige mense kom woon? Die antwoord, net soos vroeër, is deur genade en bloedstorting. En dit bring ons by Levitikus uit. Want die Here gee Levitikus dan as riglyne vir sy volk, om hulle te leer wat moet gebeur om hulle te heilig en hulle te rein, om hulle te heilig en hulle rein te hou, sodat hy in hulle midde kan woon. Daar moet bloedstorting wees, en daar moet ook genade wees. Daarom gee die Here vir hulle priesters. Hy leer hulle hoe om die offers te bring. Hy leer hulle hoe dit moontlik is dat hulle in sy teenwoordigheid kan leef. Maar onthou dat die hele volk geroep was om priesters vir die Here te wees. Die priesters se doel was om die volk heilig te maak, om die Here se heiligheid uit te straal en uit te dra na die hele kamp toe. En wat die priesters dan vir Israel was Israel vir die wêreld. Hulle moes die Here se heiligheid en sy reinheid uitdra na die hele wêreld, sodat God in ons midde kan woon. Die wette in Levitikus het dan die volk gelei om die Here se heiligheid uit te straal. Of in die woorde van vers 2, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. So moes Israel radikaal anders lyk as al die ander volke,
Hulle moes moreel suiwer gewees het in hulle optrede. Terwyl die volke rondom hulle alle ander afgode aanbid het, wrede bygelowe en maniere gehad het om dinge te doen, moes God se volk 'n ander karakter hê. Hulle moes sy karakter van liefde en van genade uitstraal. Kyk hoe besonders is hierdie wette bedoel vir Israel se optrede. Vers 11, julle mag nie steel of mekaar bedrieg nie. Vers 12, jy mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Of vers 15, jy mag nie onregverdig wees in jou regspraak nie. Jy mag nie die armes benadeel of die magtiges bevoordeel nie. Beoordeel jou naaste regverdig. Ja, hulle hele optrede, alles wat hulle doen en sê, moet gebou wees op opregtheid, integriteit, op eerlikheid, op waarheid, soos die Here ook die waarheid is. Hulle moes betroubaar wees, soos die Here ook betroubaar was. Maar dit gaan nie net oor die uiterlike nie, dit gaan ook oor die hart en die bedoelings. Jy mag nie jou broer haat nie. Jy mag nie wraak koester teen jou volksgenote nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar dit gaan nie net oor uiterlike gehoorsaamheid nie, maar oor 'n innerlike gehoorsaamheid, liefde, barmhartigheid, vergifnis. En een van die wette wat Israel radikaal van al die ander nasies anders gemaak het, as die gebod om die vreemdeling lief te hê. Vers 33 en 34, wanneer 'n vreemdeling by julle woon in julle land, mag julle hom nie verdruk nie. Die vreemdeling wat by julle woon, moet wees soos iemand wat onder julle gebore is. Jy moet hom lief hê soos jouself, want julle self was vreemdelinge in Egipte. In daai tyd was dit 'n algemene ding om eintlik iemand wat 'n vreemdeling is, wat van 'n ander land afkom, as 'n uitlander, as 'n vreemdeling te beskou, om anders te hanteer, geen plek vir hom te gee in die samelewing nie. Maar die volk moes vir die ander volke wys, maar Israel moes vir die ander volke wys, dat soos die Here hulle genadig was en hulle 'n volk gemaak het, so is daar ook 'n plek vir alle vreemdelinge onder die volk van God. Die hart van barmhartigheid en liefde. Geliefdes, hoe pragtig is dit dan nie? Ons kan sê dat Levitikus ook vir ons geskryf is as Nuwe Testamentiese gelowiges. Want daar die vraag in die Ou Testament, hoe kan 'n heilige God 'n verbond met sy volk aanknoop? Hoe kan 'n heilige God in ons midde woon? Maar die antwoord bly dieselfde, die genade en die bloedstorting. En dit vind sy hoogtepunt in Jesus Christus. Nie in die offer van lammers of bulle nie, die offer van die lam van God self. Hy wat die groot hoëpriester was, wat die groot offer gebring het, om sy volk te heilig. Maar meer nog as dit, hy gee aan ons dan 'n nuwe verbond in sy bloed. En net soos Israel besprinkel was met die bloed van die verbond, so word ons ook besprinkel met die bloed van Christus. En hy gee ook sy gees aan ons. Ons noem hom die Heilige Gees wat ons afsonder, heilig maak, innerlik hernie en nuut maak. Ons is nou ook 'n eiendom van konings, 'n koninklike, ons is nou ook die Here se eiendom, 'n koninkryk van priesters, 'n heilige volk. En nou maak die Here ook ons sy tempel. Hy verlos ons nie net uit die sonde en uit slawerny nie, maar hy gee ons ook 'n doel in die samelewing. Ons moet heilig wees. Ons moet die Here se heiligheid uitdra, sy karakter uitstraal. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot genade van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie, maar laat julle deur God verander, deur julle denke te vernuwe. Nou, ons anderheid lê gewortel in die Here, en sy liefde en sy geregtigheid wat deur ons moet straal. Het gaan oor hoe ons werk eerlik doen. Het gaan oor hoe ons met die vreemdelinge en die wat uitgestoot is in 'n samelewing handel. Het gaan oor hoe ons van die arme tot die bejaarde hanteer. Ek sluit af. Vir ons is die opdragte en die wette van die Here baie keer vreemd. Maar dit is nie 'n koue wetboek wat ons net soos 'n slaaf moet navolg nie. Nee, dit is 'n oproep sodat ons as eiendom van God sal wys dat ons sy eiendom is. Dat ons sy heiligheid deur ons die wêreld toe sal straal, soos Christus sê, laat julle lig voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.
Ons word geroep en herskep. Ons is nou deel van God se volk. En as ons nou 'n veranderende effek in die samelewing wil hê, dan moet ons hou by die gebooie van die Here. Dit beteken dus dat ons heilig moet wees. Nie eenkant gaan bly afgesonder nie, maar jy's in die samelewing en anders as die samelewing. Die vraag en die uitdaging dan, geliefdes. Hoe gaan jy hierdie week jou lewe in 'n goddelose samelewing anders inrig, anders leef? Hoe gaan jy jou dienswerk, wat ook as 'n priester in die Here se koninkryk is, hoe gaan jy die dienswerk uitleef tot die wêreld? Die vraag wat die Here self ons vra, hoe gaan jy 'n lig en 'n sout in hierdie wêreld wees? Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, en ons dankie dat ons deur u Gees afgesonder is met al die mense in die wêreld, het u gekies om in ons te kom woon, om u woning te maak in ons harte en ons nuut te maak. Ons dankie dat ons weer herskep is na die oorspronklike bedoeling wat u vir ons gehad het in die skepping. Dat ons u beelddraers kan wees, dat ons heilige verteenwoordigers kan wees van die heilige God. Here, soos ons ook gesing het vroeër, ons struikel so baie kere. Nou, liefde is die groot gebod, liefde vir u en vir ons naaste, en ons sukkel baie keer om dit te doen, maar ons bid dan vanmôre, Here, werk in ons harte deur die Gees. Maak ons des te meer heilig, dag na dag. Help ons om te groei in ons heiligmaking, sodat ons ook as verteenwoordigers van u met groot vrug kan leef hier op aarde. Help ons om ook so in 'n donker wêreld u lig te kan skyn en so ander tot die lig te kan roep, en dat ons u naam kan verheerlik. Ons bid dit in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Geliefdes, voordat ons geleentheid gee vir die kollekte, wil ek net vanoggend losmaking gee vir Dian. Hy is as diaken beroep nie baie lank terug nie, maar intussen het sy werksomstandighede so verander dat hy nie sy dienswerk kan voortsit as diaken in die gemeente nie. Dian, baie dankie. Ons gee jou ook nou eervolle losmaking as diaken en ons bid jou voorspoed toe vir die pad wat die Here ook met jou stap aan die Parel. Ons gaan jou nog gereeld sien hierso, maar baie sterkte en baie seën en baie dankie vir jou werk. Ons gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte en daarna sing ons saam. Sing dit tot 'n saamlied 231, ek lees ons die 3de vers saam. Heilige God, herskep ons lewe en laat ons groei en laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil u ons danklied bring en u loof, o Jesus, sing. Laat u Gees ons lei, o Here, om te lewe u ter ere. Kom ons staan, dan sing ons lied 231, vers 1, vers 2 en vers 3. Ons
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en daarna sing ons saam die Onse Vader. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.